Baie dankie David. Jesus en sy disippels was besig om 'n maaltyd saam te geniet. En terwyl hulle besig was om te gesels om die maaltyd, om brood te eet en wyn te drink, en daar was ook 'n tipe van 'n bitter kruie saam met daai brood wat bedien was met die Pasga. Was hulle besig om hierdie maaltyd te geniet, en ek weet miskien nie wat was die gesprekke wat om daardie oomblik besig was tussen hulle nie. Kort tydjie tevore het hulle so 'n bietjie gepraat van wie van ons is die belangrikste. Onthou u daai gesprek van die disippels. Maar daar om die tafel is hulle besig om 'n paar dinge te gesels, min wetend wat ure later gaan gebeur. Tot op 'n punt wanneer dinge begin stil raak. Jesus raak stil, die disippels raak stil. Hulle oë is op die lam gerig. En hy begin om die nagmaal te bedien. Ek noem ons diakonesse om ook nou ons tafel vir ons voor te berei. Baie dankie. En so terwyl hulle oë op Jesus gefestig is, neem hy brood. En die evangelie van Matteus beskryf dit soos volg, en hy sê terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. Nadat hy die brood geneem het, het hy die seun gevra. Hy het dit gebreek en vir die disippels gegee en gesê, neem dit. Dit is my liggaam. Natuurlik is simboliek. En ek gaan nou vir oom Pieter vra om vir ons die toewydingsgebed vir die brood te doen. U is welkom om net so te bly sit. Ons gaan hier voor kniel. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend weer het om die nagmaal te kan vier. Here, in ons gedagtes gaan terug na daardie dag toe u lewe vir ons op die kruis gegee het. Here, waar ons nou hierdie brood as 'n simbool van u liggaam wat gebreek is, gaan gebruik, vra ons, Here, u seën daarop. Want daardeur het u ons ongeregtighede, waarin u geen deel gehad het nie, op u geneem, sodat ons u geregtigheid, waarin ons geen deel gehad het nie, kan kry, Here, en daardeur ook eendag toegang tot die ewige lewe kan hê. Amen. Net so het Jesus die brood gevat, en soos wat hy die brood gebreek het, het hy dit gedeel met die disippels, en ek nooi ons diakens om nou ons as 'n gemeente te bedien. Almal bedien.
Net so het Jesus die brood geneem en gesê, aanskou die lam. Kom ons doen dit. Matteus sê, volgende nadat Jesus die brood bedien het, toe neem hy die beker en nadat hy 'n dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. En ek gaan nou vir oom Ben vra, om vir ons die toewydingsgebed te doen, terwyl ons hier voor kniel, is u welkom om net te bly sit. Ons hemelse Vader, ons dank U weer eens vanoggend vir hierdie aanbouingsles, waar ons kan terugkyk na die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Ons is dankbaar, Here, dat die bloed van Jesus Christus ons vanoggend weer opnuut reinig van al ons sondes en ongeregtigheid. Maar bo dit alles, Here, sien ons uit na daardie dag, wanneer ons kan huis toe gaan, en volgens U belofte, die vrug van die wynstok saam met U niet weer sal drink, onder die geklank en die gejuig van die verlostes van alle eeuwe. Seën ons, Here, in afwagting vir daardie heerlike dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Soos wat Jesus vir sy disippels die wyn geskink het en gebied het, so het ons ook nou die voorreg as 'n gemeente om dit te neem. Ek nooi ons diakens om ons te bedien.
wanneer Jesus die wyn vir sy disippels gee, simbolies, sê hy dis sy bloed. En so gee dit vandag vir ons, en hy sê vir ons, neem dit, aanskou die lam. Jesus sluit die instelling van die nagmaal met 'n toekomstige belofte aan sy disippels, maar natuurlik ook aan ons, sy volgelinge. Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. En daar is nog 'n nagmaal wat vir ons voorlê, nie 'n nagmaal wat deur ouderlinge of predikante bedien word nie. Nagmaal wat deur Jesus Christus self bedien gaan word. Wanneer ons nie deur diakens of diakonesse bedien gaan word nie, maar wanneer ons die brood neem, wanneer ons die wyn neem, neem ons dit uit 'n hand met letsels op. 'n Hand wat getuig dat ons die lam aanskou het. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het om u nagmaal te kan vier. Ons dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om terug te kyk vir wie u is. Liewe Here, dat ons nie na ons self moet kyk of op ons eie probleme kyk nie, maar liewe Here, dat ons u lam kan aanskou wat die sonde van die wêreld wegneem. En liewe Here, lei ons nou dat ons hierdie pad saam met u sal stap, om ons oë op u gefestig sal hou, dat ons nie wegsink in hierdie wêreld nie. Liewe Here, is ons nederige gebed in Jesus naam. Amen.